OK, hoofstuk 20. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. Nou hierdie gebeurtenis het ons op 'n ander plek ook al gelees, 2 keer. En hierdie is Meriba. Nou ons lees, ek dink 3 keer in totaliteit van Meriba. Maar 'n paar keer verder, hoe ongelukkig die situasie by Meriba Vader gemaak het. So kom ons kyk nou hier van 'n ander hoek af, wat het hier gebeur? Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom. En die volk het met Moses getwis. En hulle het gespreek en gesê: Ag, het ons tog maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van Jahwe gesterwe het. Is vir ons te swaar, is te moeilik, ons wil dit maklik hê. En waarom het julle die vergadering van Jahwe in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dat ons dit toepas op ons lewens vandag, ons is ook uit Egipte uitgehaal. En ons is op pad na die koninkryk van God. Ons trek nou waar die volk hier getrek het. En dit is nie altyd so voorspoedig nie. En dan sê ons, maar toe ek nog in die sondige lewe het, was dit baie makliker. En dit impliseer eintlik, ek sê, kan ek nie maar teruggaan in die sonde nie. Nou moet ek op God vertrou vir my voorsiening. Daar kon ek dit self doen. Ek kon my metodes gebruik en het my goed gegaan. Al die vleis en al die dinge wat ons gekry het, hulle praat ook van die wartlemoene wat ons in Egipte gehad het, en hier is ons in die woestyn, hier is nie eens water nie. So wat sê hulle? Die verlossing van Egipte was goed. En vir ons, wat is die verlossing uit Egipte? Die koninkryk van hierdie wêreld. En my burgerskap het reeds oorgegaan na die beloofde land toe waarna toe ek op pad is. Maar ek is nog in die woestyn. Maar ek sê, ek kry so swaar op hierdie pad in die woestyn, dat ek liewer wil teruggaan na die sonde toe. Na die sondige koninkryk, die koninkryk van duisternis. Al kos dit my die ewige lewe. Want dis wat dit beteken. As jy in Egipte is, dis voor wedergeboorte, gaan jy verlore gaan. En jy gaan hel toe, jy gaan 'n ewigheid daar wees. Hoekom? Want dit is die noodwendige gevolg van sonde. Loon van die sonde is die dood. Maar nou kom Vader en hy verlos my uit Egipte uit. In hierdie wêreld is Egipte hierdie koninkryk. Ons is nou in die koninkryk van die voete van yster en klei. Dis waar ons trek. Maar as jy in hierdie koninkryk is, sal jy saam met hierdie koninkryk deur die klip vermorsel word. En die klip is die koninkryk van Yeshua wat op pad is. Maar ek kan nou reeds oorgaan van die koninkryk van voete van yster en klei na die koninkryk van die klip, wat sonder die toedoen van mensehand losgekom het. En dis die koninkryk van Yeshua. En wanneer daai klip die beeld tref, is ek deel van daai klip koninkryk. En sy oordeel is nie op my nie. Dis wat die skrif sê in Openbaring, gaan hom die lig tegemoet, gaan saam met hom wees, voordat hy hierdie koninkryke vernietig. Wat is hierdie koninkryke? Dis Egipte. Party van ons gaan reeds deur die gordyn van die dood wees, ander gaan nog in hierdie lewe wees. Maar ons almal gaan hom die lig tegemoet, want ons is verlos uit Egipte. Maar nou is hier sommige mense wat op pad uit Egipte na die beloofde land toe murmureer en sê, waarom het u my uit die koninkryk van hierdie wêreld uit laat gaan? Kyk hoe sleg gaan dit nou met my. Ek is eerder bereid om saam met hierdie koninkryke deur u vernietig te word met u koms, as om nou vir 'n kort rukkie swaar te kry. Ek het my aansien verloor, ek het my vriende verloor, ek het my aandele verloor, ek het my besittings verloor, ek het my bates verloor, as gevolg van u koninkryk. Dit was met my baie beter in Egipte. Ek was 'n gesiene man, ek het 'n goeie werk gehad. Ek was daar in Farao se kantoor. Farao was nie regtig so sleg nie. Bla bla bla. Dis allerlei verskonings wat ons het, toe kom ons eintlik nog in hierdie koninkryk wil wees. En baie van ons staan met die een voet in die koninkryk van God en die een voet koninkryk van hierdie wêreld. Maar die ironie is, ons kan nie hink op twee gedagtes nie. As Jahwe God is, dien hom. Maar as Baal God is, dien hom. Maar ons wil nie. Ek soek die voordeel van die ewige lewe, terwyl ek in die koninkryk van duisternis al jaar. Kan nie. En dit is een van die redes hoekom Vader so geweldig ontsteld is. Hy red hulle uit Egipte en hulle sê, hoekom het jy dit gedoen? Vers 5, en waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dis geen plek van graan of van vye, of van wingerdstokke of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. En ons kry swaar in ons lewe.
Moenie murmureer nie. Moenie God kwaadlik neem nie. Moenie sê ek wil eerder teruggaan na my ou lewe toe nie. Hou vas. Ons is in die woestyn. Hou goeie moed, hou koers.